pastoor Christo Jofner, 'n boerling van Vanderbijl, groot geword, sy ouers is hier, en is vir my 'n ongelooflike oomblik. Hulle bly in Panama op hierdie stadium, hy en sy vrou Marina, hulle bedien by 'n plaaslike gemeente, en dan doen hulle onsaglike groot uitreikwerk, ek ken nie al die groot name in Amerika. So julle het mense uit Amerika wat vanoggend hier by julle is, en wie's Christo? En ek is baie opgewonde. Die ou wat my geleer het van musiek wat ek weet, daar staan hy. Ek is so opgewonde soos 'n kind. En die ou wat my gehelp leer preke skryf, julle sal dalk agterkom vanoggend, dit afgegee. En hy en Marina het op pad met my gestap, en my eerste, was dit 2 jaar van teologie studies, het hierdie 2 mense vir my klas gegee, en ek was die enigste student, maar hulle het elke week die werk ingesit. Ek is julle dankbaar, julle al 2, ek is baie lief vir julle 2 mense. En toe Christo vir my sê, hy is 'n paar weke in Suid-Afrika, toe sê ek, watter Sondag kan jy kom preek? En hier is hy vanoggend. En is my 'n groot voorreg om julle saam met ons hier te hê. En Christo, ek kan nie wag om te hoor wat die Here vir jou gegee het om met ons te deel nie. Dankie. Dankie Lourens. Goeiemôre gemeente. Het is altyd lekker om in die huis van die Here te wees, soos wat Dawid sê, it's good to be in the house of the Lord. Dis lekker om hier te wees. En Lourens en Luzaan, ons wil julle ook net eer vir julle getrouheid in die bediening. Ek het altyd geweet, die Here het 'n spesiale roeping op Lourens se lewe. En hoeveel jaar het jy geswaat by SITS? 7 jaar, nee. In totaal. Ja, dit was 7 jaar by SITS en toe moes ek nog verder by Pretoria. Ja, so dit. Ja. So Lourens het nagte, as ons almal vroeg in die bed klim, het hy nagte voor die rekenaar gesit. Ek weet Luzaan het ook 'n kursus gedoen. So hulle het hulle self goed voorberei om hierdie gemeente te lei, en ek weet dat die Here hier is en dat hy julle seën. Goed, kom ons begin. Ek wil net ook bid. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat lewendig is, wat skerper is as enige 2 snydende swaard. Here, wat net kom en in ons harte kom oop vlek, wat moet verander en wat moet kom genees word. Here, U is die goeie God, U is die goeie Vader wat ons ken en wat ons dien en wat vir ons lief is. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, daar waar ons vandaan kom, is dit of warm en nat, of is warm en droog. Dit is net warm. Dit is warm. So ons loop daar met T-hemde en kortbroeke die hele tyd. En as jy te lank stil sit, dan gaan die mif op jou groei. So dit is baie vochtig daar ook. So jy moet maar heeltyd aan die beweeg wees, en jy moet heeltyd, is daar waaiers wat in ons huis waai, maar dit is baie vochtig, is net so 1000 km bo die ewenaar. Panama is 'n land wat so tussen Noord- en Suid-Amerika by mekaar kom, is die landjie, is 'n klein landjie, hy sal in die Vrystaat inpas, daar is maar 4 miljoen mense in die land, maar die groot ding wat Panama, dink op die map gesit het, soos die Engels sê, is maar die kanaal. Ek weet nie of julle al van die Panama kanaal gehoor het nie. So dis die skepe wat, in plaas van om reg rondom Suid-Amerika te gaan, vat hulle sommer die kortpad daar deur Panama. En die land is baie, hoe sal ek sê, gelukkig daaroor, want elke keer as 'n skip deurkom, dan moet hulle wat betaal? Tolgelde. So ja, dis goed vir die land en vir die land se ekonomie. Nou ja, my titel van my preek vandag is die rooi beetle. Ek het na die tyd gedink, volla sal seker ook 'n goeie woord wees, nee, want ons ken 'n volla. Maar die rooi beetle en die absolute genade van die Here. So wie van julle kan julle eerste kar onthou? Kan ek bietjie hoor? Kan ek bietjie name hoor? Wat was julle eerste kar? Dan jy ook 'n beetle gehad. Wonderlik. Iemand anders? Datsun Triple S. Iemand anders? 'n Jetta. Ook 'n Volkswagen. Lyk my Volkswagen wen. Mazda 323. My broer het ook 'n Mazda 323 gery. Beetle. Jo. Nee, lyk my hierdie is 'n profetiese boodskap. Het baie mense wat Beetles gery het. Maar goed. Wie van julle het homself moes koop? Ja, wie van julle was so gelukkig om hom by julle ouers te kry? Hier is 'n paar hande, né? So ek was baie bevoorreg. My pa en ma het vir my hierdie kar eers gekoop. So dit is eintlik 'n budgetbak. Hy het daai
daai boelbaars voorgehad aan die agterkant. So dit was 'n lekker karretjie geweest en dit was natuurlik 'n simbool van onafhanklikheid. Enige jong vrou of jong man, as jy daai kar het, dan is dit soos ek is vry. Die eerste keer kan ek nou lekker rondry, né? En as daar iets moet gekoop word, dan is jy aan die eerste op, want jy wil net so graag in jou kar klim en jy wil net iets gaan koop, né? So en so het ek ook die dag, moes ek in Vanderbijl, moet ek iets gaan in die dorp gaan koop, en ek is op pad, en ek het dit, en ek is op pad terug, nou as jy daar verby die Spur en Absa ry, dan in die ou tyd was daar die Cherokee huis, wat noem jy die inry gewees, so en dan moes jy nou daar links gedraai het, en dit is daar so lang, wat sal ek sê, 'n slipway, né? Soos 'n slipway. So en ek is nou 'n jong man, né? So haastig in die lewe, en ek is hier in die slipway, en ek sien daar voor staan so ligte blou Toyota, en ons altyd wag nou en ons kyk vir die karre wat aankom, want ons wil nou ry, né? So en ek kyk, en ek sien, nee, hier's nou 'n kans, ek gaan hom vat, en ek trap die petrol, en toe ek so voor my kyk, toe die persoon voor my besluit, dis nie 'n goeie tyd, om nou ook te ry nie. So wat gebeur daar? Net 'n botsing, okay. So, nou is dit, ek sê daar, ek weet nie of julle al so iets beleef het nie, so asof al die bloed so uit jou tap, en jy sê daar, jy is net so 'n lam vir 'n oomblik, dan klim ek uit, en daar's 100 gedagtes wat deur my kop maal is, van ek het nie versekering op hierdie kar nie, ek gaan of wat se werke moet doen, om genoeg geld te spaar, om hierdie vrou se kar te betaal, sy klim uit, en dis bewolk op haar gesig, want sy is nou gestamp van agteraf, nee, en ons albei stap, en wat doen jy, kyk eers na jou kar, so ek kyk, wat het my kar skade gekry, en sy kyk, wat het haar kar skade gekry, en sy kyk so, en sy kyk vir my kar, en ek sê vir ek is vreeslik jammer, Tannie, en daar's gelukkig net 'n paar skrapies op mekaar gewees, en sy sê, weet jy Boetman, dis okay. En dis soos, wat? Ek kon my oë nie glo nie, my ore nie glo nie, dit is net in daai oomblik beleef ek, God, hoe hierdie vrou net my vryspreek, dis soos, ek was skuldig gewees, en sy spreek my net vry, dis soos, jy kan maar gaan, ons gaan nie polisiestasie toe nie, ons gaan nie 'n saak maak nie, dis okay, jy kan maar gaan. En ek het daar net so net verlig gevoel, maar weet julle wat, dit het my laat dink aan 'n verhaal in die Bybel. En dit is 'n verhaal van 'n skuldige vrou, dit is 'n verhaal van Jesus, en daar's 'n derde party, dit is 'n verhaal van Fariseërs en skrifgeleerders. Nou soos die woord sê, skrifgeleerders, hulle was mense wat die Ou Testament of die eerste 5 boeke van die Ou Testament baie goed geken het. Weet hulle, die wette het hulle so op die punte van hulle vingers geken, en hierdie skrifgeleerders en Fariseërs was soos die polisie gewees. Hulle het net gekyk dat die wet uitgevoer word, dat alles regloop, en ek dink baie keer het dit vir die mense swaar gevoel om al hierdie goeders te kan onderhou, né? En maar hier is 'n verhaal, en kom ons lees, as julle saam my kan lees, wil ek graag in Johannes 8 lees, as julle julle Bybels kan vat. Ek hoor hier is 'n gemeente wat Bybels lees, julle Bybels vat en lees, so kom ons blaai na Johannes 8 toe, dis op bladsy 2. Dis net 'n grappie. Okay, in jou Bybel, Johannes 2, kom ons lees gou die verhaal van hierdie vrou. Vers 2, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. Dis nou Jesus wat Johannes van praat. En die skrifgeleerders en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Nou egbreek beteken basies net, jy slaap met 'n man waarmee jy nie getroud is nie. Dis wat dit beteken, as jy egbreek pleeg. En hulle het hom na hom gebring. Vers 4, en toe hulle haar tussenin laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? Sien hierso hierdie polisieman, hulle is net reg om die wet uit te voer. Dan lees ons in vers 6, en dit het hulle gesê om hom te versoek,
sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Kom ons stop net gou vir so 'n oombliekie hierso. En kom ek gee net so 'n bietjie konteks wat hier eintlik gebeur het. Nou hierdie ouens wat die wet goed geken het geweet, daar's 2 gedeeltes in Deuteronomium en in Levitikus, dat as iemand egbreek gepleeg het, dan moet hulle gestenig geword het. Dit was 'n wet. Gelukkig leef ons vandag nie meer onder die wet van Moses nie, maar in daai tyd was dit wet, dit was in die boek geskryf. Maar wat daar staan is, die man en die vrou moes gestenig gewees het. So my vraag is net, waar is Wena? Waar is hierdie man met wat ook deel gehad het in hierdie egbreekpleeg, né? So ek sien al klaar hier soos 'n slang in die gras. Ek weet nie of hierdie Fariseërs se motiewe so lekker gewees het nie. En dan ook wat moes gebeur het is dan die mense wat die ooggetuienis was. Dit mag nie net een persoon wees, daar moes 2 mense gewees het wat nou hierdie onraad gesien het en dan kon hulle die eerste klippe gooi. En dan kon die res van die mense nou inkom en hulle kon hierdie mense doodmaak. En dit was hoekom hierdie Fariseërs en skrifgeleerders vir Jesus gesê het. En Jesus, ek bedoel, hy was ook, hy het die wet geken. En hulle sê vir hom, Here, die wet van Moses sê, ons mag hierdie vrou stenig, maar wat sê u? Want soos wat hierdie versie sê, hulle motiewe was nie heeltemal suiwer nie. Hulle wou Jesus in 'n stryk gevang het. Dit was soos 'n strikvraag. Dit is soos hierdie, weet nie wie van julle het al skaak gespeel nie. As jy die koning in skaakmat is, dan beteken dit, maak nie saak wat se kant toe ek my koning gaan beweeg nie, ek is vas. En dit is hoe Jesus, hulle gedink het, hulle het Jesus nou vasgetrek hier so met hierdie vraag. Want hoekom was hierdie 'n strikvraag? As Jesus gesê het, moenie die vrou stenig nie, sou die Fariseërs hom beskuldig het dat hy die wet van Moses nie onderhou nie. Aan die ander kant, as Jesus gesê het, wel, kom ons stenig hierdie vrou, dan was dit eintlik teenstrydig met hoekom Jesus gekom het op aarde. Want Jesus het 'n boodskap gebring van genade en vergifnis. Dis hoekom Jesus hier was, dis hoekom hy gekom het. Wie van julle ken die teksversie wat staan in Johannes 3 vers 16? Wie ken daai versie? Wat sê hy? Al die jong mense. Wie van julle weet wat staan in daai versie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar weet julle wat staan in vers 17? Dis vir my net so groot nuus wat Johannes skryf. Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sou word. Dit is hoekom Jesus gekom het. Nie om te veroordeel nie, maar om te red. So kom ons kyk hoe het Jesus nou hierdie tamaletjie hanteer. Ons lees verder. Vers 6b sê, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Vers 7 sê, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. So hier kom Jesus, hy is alwetend. God is wysheid. Hy kon nie vasgevra gewees het nie. En baie keer het Jesus, as die ouens vir hom iets gevra het, dan het hy hulle teenvraag gevra. En hierso sê Jesus, julle kan maar die klip gooi. So met ander woorde, ek onderhou die wet van Moses, soos wat julle wil hê. Julle kan julle klippe gooi. Maar hier is die voorwaarde. As jy nie sonde in jou lewe het nie, kan jy maar die eerste klip gooi. En weet julle wat, wie was die persoon wat daar was, wat sonder sonde was? Jesus. En Jesus het nie die klip gegooi nie. Hy het nie. En dit wys vir my net die hart van God teenoor die mens, die hart van God teenoor my en jou vandag. God is gister, vandag, môre is hy dieselfde. Kom ons lees verder. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe.
So wat Jesus gedoen het, is hy het 'n aanspraak gemaak op hierdie mense se gewete. Hy het hulle gewete basies aangekla. En dan sien ons in vers 9, toe hulle dit gehoor het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussenin hulle gestaan het. So interessant dat die oudstes eerste geloop het. Hulle het seker langer gelewe, hulle lys van sondes was seker langer gewees, ek weet nie, maar is maar net vir my interessant. Is net so 'n kantnota. Vers 10, en toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En weet julle wat sê Jesus vir haar? Hierdie is vir my die wonderlikste antwoord wat Jesus vir die vrou gegee het en wat hy vir my en vir jou vandag ook wil gee. En hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Is hierdie nie so in lyn met Johannes 3 vers 17 wat sê, ek het dit nou gelees, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sal word. So Jesus sê vir die vrou twee goedes hier, so hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Maar hy sê ook vir haar iets anders, hy sê vir haar, gaan heen en sondig nie meer nie. En hierdie sluit vir my so mooi aan by die volgende vers in Johannes 1 vers 17. In hierdie vers hier som vir my eintlik alles op wat hierso in hierdie toneel afspeel. En dit sê die volgende, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En ons sien in hierdie gesprek wat Jesus met hierdie vrou het, hy is al genadig, hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, maar hy gee vir haar 'n bietjie waarheid en hy sê vir haar, gaan en sondig nie meer nie. Want vriende, weet julle wat? God haat sonde. God is heilig. God dra nie sonde goed, dit dra nie sy goedkeuring weg nie. En dis hoekom hy vir hierdie vrou gesê het, gaan en sondig nie meer. So ons sien hierso dat daar so halwe, ek weet nie om dit in Afrikaans te sê, maar daar is so tension tussen genade en waarheid. Daar is 'n spanning tussen God wat genadig is, maar God wat 'n God van waarheid is. 'n God wat wil hê, dis wat Jesus gesê het, toe hy in Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Petrus sê, en hy sê, die loon van die sonde is dood. As ons aanhou om te sondig en in hierdie sondige pad stap, gaan dit tot die dood lei. Maar Jesus het gekom om vir ons lewe in oorvloed te hê. En dis hoekom hy vir die vrou gesê, gaan en sondig nie meer nie, want God het die beste vir haar, hoe sal ek sê, God wou vir haar die beste gehad het. En dis hoekom hy vir haar gesê het, ek vergewe jou nie, maar gaan heen en sondig nie. Nou hier is so 'n diagrampie, dis vir al die matrikulante wat dalk wiskunde ken, ons 2 sirkels. In die een sirkel is 'n sirkel van genade, en as ons net dink aan God, wat 'n God is van genade, hy is dit nie net nie. Aan die ander kant, as ons dink, God is net 'n God van waarheid, dan gaan hy soos die fariseërs wees, hy gaan net jou foute uitwys, en hy gaan net vir jou sê, hoe sleg is jy, en hoe maak jy dit nie, en wat is verkeerd en alles, maar dit is nie wat Jesus is nie, Jesus is 'n kombinasie tussen die twee. Daar's genade en daar's waarheid by Jesus. So vandag, so what? Wat sê dit vir ons vandag? Eerstens wat ek wil sê is, ons staan nie meer onder die wet van Moses nie. Dis wonderlike nuus. Die tweede ding wat ek wil sê is, God is vandag, gister, môre is hy dieselfde. Sy standaard is dieselfde. En God is nog steeds 'n God van genade. En miskien is jy dalk vandag hierso, jy het 'n paar verkeerde besluite geneem, daar's dalk goeders in jou lewe wat nie lekker is nie. Ek wil vandag vir jou sê, God is 'n God van genade. Hy is 'n God van die tweede kans. Hy is 'n God wat sê,
ek wil jou optel. Ek wil saam met jou hierdie pad stap. Moenie opgee nie. Hou aan. En hy is ook 'n God van waarheid. Jesus sê, en dis wat Laurens nou vanoggend gesê het, is ons aanbid nie 'n universele Jesus nie. Dis nie wat ons aanbid nie. Dis nie wie ons aanbid nie. Ons lees in Johannes 14 waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na God die Vader toe kom behalwe deur my nie. So daar's 'n eksklusiewe ding in wat ons glo, en dit is dat Jesus is die enigste weg. Maar God is inklusief, want hy wil hê almal moet hom dien. Sy hart is oop vir almal om na hom toe te kom en hom aan te neem as sy kinders. So dit is inklusief, eksklusief. Daar's net een plek, daar's net een manier om by God die Vader en om die ewige lewe te kry, en dit is deur Jesus Christus. So vriende, ek wil vandag afsluit en vir julle sê, God is vir jou baie lief. En soos wat ek net so 'n smaakie gekry het van hierdie vrou wat my vergewe het toe ek haar kar gestamp het, en hoe ons na hierdie vrou kyk wat eintlik maar het is 'n ernstige oortreding om in egbreek gevang te word, en hoe Jesus haar ook vrygespreek het en gesê, ek veroordeel jou ook nie. Sê God vandag vir my en jou, ek veroordeel jou nie, ek gee vir jou 'n tweede kans, maar gaan en sondig nie meer nie. Dit is die God wat ons dien. Dit is God se hart vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde, vir die onvoorwaardelike liefde. Vader, dat u 'n God is van genade, dat u die beste vir ons in ons lewens wil hê. Vader, dat u gekom het deur Jesus om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat as ons harte vir u gee, as ons lewe, as ons hierdie moeilike situasie vir u gee, dan weet ons, daar by u is hoop. Daar by u is lewe, en daar by u is die ewige lewe. Dankie Vader, dat ons vandag net kan stil raak, en net kan weet, dat u ons lief het. En miskien is jy, ek hou julle oë net toe, en ek wil vir jou vra, het jy al Jesus aangeneem as jou Here, as jou verlosser? Het jy dit al gedoen? As jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek vandag vir jou vra, wil jy dit nie doen nie? Die woord sê, as jy die woord van God vandag hoor, moenie jou hart verhard nie. Draai na die Here toe. En ek wil saam met jou bid. Bid net saggies in jou hart saam met my. En dis 'n basies net 'n gebed wat jy die Here in jou hart innooi. Kom ons bid. Here, ek kom vandag na u toe. Ek vra dat u my sondes sal vergewe. Here, ek aanvaar u as my verlosser en my Here. Dankie vir die werk wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, en dat ek vergewe is, dat ek vrygespreek is, en dat die woord sê dat ek 'n kind van u is, van vandag af. En ek dank u, Here, in die naam van Jesus. Amen.